saam met my en u gaan die hande oplig en die Here verwelkom in ons midde en u gaan vir eenmaal in u lewe gaan u so 'n bietjie uitsinnig raak. Sal die Here saam met my loof, vergeet die kinders, vergeet die, daarby bedoel ek nie dat hulle kan maak wat hulle wil nie, maar moenie hulle jou aandag op hulle vestig nie. Vat hulle en sê vir hulle sit stil en langs my en dis dan die oor. Praat met die gesag wat u veronderstel het om te hê. En dan loof u die Here saam met my. Almal wat die Here liefhet, kom ons loof die Here want hy is 'n wonderlike God. En ek dink almal kan beter doen as dit. Hulle kan die Here loof vir wat hy leef. Omdat hy koning is, kan u hom loof, kan u sy naam groot maak. En ek kan hom loof omdat my God koning is. En as jy dit glo, dan loof jy hom eers. En as jy dit nie glo nie, dan sit jy al op die stoel voor en sê, ag, kry jy klaar. En ek wacht nie vir dit. My sangleier, kom dien die Here saam met my. Amen. Amen. Ek roep die almal in die wonderlike naam van Koning Jesus. Kom thuis, kloppies en maak en ons loof en prys die Here. Jy weet, gister het die mense hulle duisende by mekaar gekom by sportvelde om hulle helde toe te juig, om hulle eer te bring. Maar ek wonder hoeveel eer en lof en opgegaan van God daai se dit het. Nou ek praat nie teen hulle nie, maar jy weet, hoeveel van hulle gaan vanmôre in plekke soos hierdie wees om die naam van die Here groot te maak. Maar ons is hier en ons gaan die naam van die Here groot maak. We bring a sacrifice of praise. opgerig. En jy weet, nie een van hulle het iemand na Jesus toe getrek. Maar ons weet, as ons Jesus oplig, dan trek hy die wêreld na hom. En daarom kan ons vind, lift Jesus higher.
Want dit is net hy wat mense na hom toe kan trek. Amen. Wat vir die volk boer, maar nooit in die huis van die Here kom nie, gaan eendag losgeskeer word van hierdie aarde. As die blou lig skeer en Jesus verskyn, hoe vas gaan hierdie aarde jou voete? Maar weet, my voete kan nie weer hierdie aarde gaan kom. Want as Jesus kom, trek hy my saam met hom. Amen. This old world can never hold.
sal U saamgaan. Amen, maar ons is hier vanmôre om die naam van die Here op te los. Om seker te maak dat ons is op die regte plek. Amen. Here, om U as God te loof, is ons hier so. luister na Erna wat vir ons gaan sing en ek verwag uit die hand van die Here groot dinge in hierdie môre. Prys sy naam. Dankie Erna.
in. Dan wil die Here loof saam met my afkom te Vader Durban. Gaan jy nou opdraai nie, gaan vorentoe. Sang jy daai woord asseblief. Ek dink elke kind van die Here behoort hierdie lied op sy speed dial te hê. En elke môre daai lied speed dial. Say I've come too far to look back. Come too far to look back. Eerste Samuel gaan u saam met my lees vanaf die 10de hoofstuk. Eerste Samuel die 10de hoofstuk vanaf die 20ste tot en met die 23ste vers. Eerste Samuel 10 vanaf die 20ste tot en met die 23ste vers. Eerste Samuel 10. Dan Eerste Samuel 17. Gaan jy saam met my lees vanaf die 17de hoofstuk vanaf die 19de
tot en met die 22ste vers. 1 Samuel 17, hulle sit dit op die bord. 1 Samuel 17, die 19 tot 22ste vers. En dan Jeremia 10. Vanaf die 15de tot en met die 17de vers. Pastoor, gaan jy ons doodlees vanmorgen? Ja. Ja, ek gaan. Jeremia 10 vanaf die 15de tot en met die 17de vers. As u vanmorgen gereed is vir 'n oorwinning in jou lewe, dan sit jy jou Bybel voor jou neer en jy steek albei jou hande op en jy sê, vandag is my dag. En u gaan die Heilige Gees verwelkom in ons midde vir 'n paar oomblikke. En u gaan saam met my lees, as u dit het. 1 Samuel die 10de hoofstuk en wel vanaf die 20ste tot en met die 23ste vers. Toe Samuel dan al die stamme van Israel laat naderkom het, is die stam van Benjamin aangewys. En toe die stam van Benjamin volgens sy geslagte laat naderkom, is die geslag van Matri aangewys. Verder is Saul, die seun van Kis, aangewys. En hulle het hom gesoek, maar hy was nie te vind nie. Nou kan God 'n fout maak. Nee, God maak nie 'n fout nie. Ek wil vra dat u vanmorgen aandagtig gaan luister na die woord van die Here. En hulle het die Here verder geraadpleeg. Het nog iemand hierheen gekom? En die Here sê, kyk, hy het tussen die pakgoed weggekry. Jy moet dit merk. Hy het tussen die pakgoed weggekry. En ek weet, daar was baie gepreek oor die goed. Maar kom ons lees verder. 1 Samuel 17. En jy lees saam met my vanaf die 19de tot en met die 22ste vers. En Saul, sit nou by die regte een. En Saul en hulle en al die manne van Israel was besig om te veg teen die Filistyne in die dal van die Terpentynboom. Is ek reg? 1 Samuel 17. Is daar iemand wat dit nog soek? Of kom ek lees vir jou van die 17de vers af? Ek dink dit gaan makliker lees. Toe het Isaïe aan sy seun Dawid gesê, neem tog vir jou broers 'n efa van hierdie gebraaide koring en hierdie 10 brode en bring dit gou uit vir jou broers na die laar toe. Maar hierdie 10 stywe kaas moet jy bring na die owerste oor 1000 en jy moet ondersoek doen na die welstand van jou broers en van hulle 'n pan saambring. En Saul en hulle en al die manne van Israel was besig om te veg teen die Filistyne in die dal van die Terpentynboom. En die volgende môre vroeg het Dawid hom klaar gemaak, die kleinvee aan die wagter afgegee en opgelaai en weggegaan soos Isaïe hom beveel het. En toe hy by die waalaar kom, hef die leermag wat na die vegterrein uitreik, juist die krygsgeskreeu aan. Israel, sowel as die Filistyne het slagorde teenoor slagorde opgestel. Merk die 22ste vers. Daarop het Dawid sy pakgoed af. Gee Dawid sy pakgoed af onder bewaring van die oppasser van die pakgoed. Jy moet dit merk, van die oppasser van die pakgoed. Gee dit af. As ons altyd iemand wat oor goed wag het. As altyd iemand wat oor jou verlede wag hou. Altyd iemand wat oor jou foute wag hou. Maar dit is nog nie waaroor ek gaan praat.
gee Dawid sy pakgoed af onder bewaring van die oppasser van die pakgoed. En hy hardloop na die vegtery. Toe hy daar aankom, vra hy sy broers na die welstand. Nou ek kan verder lees. Daar's broers wat jy nie moet vra na hulle welstand nie, hulle gaan kwaad word vir jou. Hulle gaan op jou stel, want you are not supposed to be in this battle. And why are David running to the battlefield? Why? Was dit omdat hy jong was en lus was vir bloed? Was dit omdat hy jong was en energie was? Ons sal nou hoor. Jeremia, die 10de hoofstuk. Lees jy saam met my van die 15de vers. Nietige afgode is hulle werk vir spotternij, in die tyd van hulle besoeking gaan hulle tot niet. Jakob se deel is nie soos hulle nie. Want hy is die formeerder van alles en Israel is die stam van sy erfenis. Here van die leerskare is sy naam. Merk die 17de vers, ek behoort hom al gemerk het. Tel jou pakgoed van die grond af op, jy wat in die belering vertoef. Tot sover. Jy mag sitplek neem, terwyl ek vir hierdie gedeeltes uit die Amplified gaan voorhou, en ek weet van al die verklarings en al die verduidelikings rondom Bybelvertalings, en ek gaan nie vanmôre daar nie. 1 Samuel the 10th chapter, the 20th verse. And when Samuel had caused all the tribes of Israel to come near, the tribe of Benjamin was taken, probably by Lot. When he had caused the tribe of Benjamin to come near by their families, the family of Matri was taken, and Saul, son of Kish, was taken. But when they looked for him, he could not be found. He could not be found. Therefore they inquire of the Lord further, if the man would yet come back. And the Lord answered, behold, he has hidden himself among the baggage. Ek verkies vanmôre om by die Engelse woord baggage te bly. Wat is van kardinale belang vir die voortbestaan van die kerk van die Here Jesus? Dis absoluut belangrik dat indien die kerk van my God, van Heilige Gees gevul bly en voortbestaan, dan moet u vanmôre aandagtig luister. 1 Samuel 17, 1 Samuel the 17th chapter, reading from the 17th verse. And Jesse said to David his son, take for your brothers an ephah of parched grain, and these 10 loaves, and carry them quickly to your brothers at the camp. Also take these 10 cheeses to the commander of their 1,000. See how your brothers fare, and bring some token from them. Now Saul and the brothers and all the men of Israel were in the valley of Elah fighting with the Philistines. So David rose up early next morning, left the sheep with the keeper, took the provisions and went as Jesse has commanded him. And he came to the encampment as the host going forth to the battleground shouted the battle cry. And Israel and the Philistines put the battle in array, army against army. Jy sien broer en suster, die probleem kom nie teenoor my en jou nie. Dit kom teenoor jou en jou baggage. Ek wil hê moet mooi luister. Dit gaan nooit oor jou broer, teenoor jou broer. Dit gaan teenoor jouself en jou bakgroep. Hope. And Israel and the Philistines put the battle in array
army against army, David left his packages in the care of the baggage keeper and ran into the ranks and came and greeted his brothers. Hi, Eliab! En hy knars op sy tanden en hy wit afspring en hy sê, nou wat soek hy nou alweer hier? Is dit nie hy wat die ander dag die olie op sy kop gekry het nie? Nou wat maak hy nou hier? The unwanted, uninvited, but yes, the most important person in battle. Jeremiah the 10th chapter. They are devoid of worth, usefulness or truth. A work of delusion and mockery in the time of trial and punishment they shall helplessly perish. Dis die gode van die wêreld. The portion of Jacob, the true God, the portion of Jacob, the true God on whom Israel has a claim. Sê dit vir een langs jou. I've got a claim on the God Almighty. Kijk broers, kom ons kry hierdie ding nou vir eens en altyd uit. Dit moet uit jou hart kom. Dit moet uit jou hart kom. I've got a claim. I've got a claim. I've got a claim. Is not like this, for he is the fashioner and maker of all things. And Israel is the tribe of his inheritance. The Lord of hosts is his name. Gather up your bundle of baggage from the ground, O you who dwell under siege. Tot sover. Vir 'n paar oomblikke, dit is 20 voor 11 vir die wat wil weet. As die gees van die Here oor my so vaardig word dat ek trek my tyd verloor en nie moet gaan, beweeg maar net stilletjies uit. Maar die gees van die Here, terwyl ek in hierdie week besig is om op die Here te wag en die gees van God met my in die besonder begin praat oor die pakgoed van die kind van die Here. En hy begin met my praat en ek het gaan kyk na die pakgoed en self het ek in my dae 'n paar keer uit hierdie gedeelte gepreek en die gees van die Here sê vir my, jy het die totale verwysing verkeerd. En ek het die Amplified geneem en ek het dit opgevat en ek het begin lees en die gees van die Here begin met my praat oor baggage. Ek het van die Here die volgende oomblik praat God met my oor die opdrag van Jeremia en die reaksie van twee verskillende persone rondom hulle pakgoed. En die gees van die Here begin met my deel en ek wil hê dat jy moet weet reg by die begin was Saul gekies deur die Here. Ek wil hê dat jy moet wees aanvanklik was hierdie Saul gekies deur die God van die hemel self. En die gees van die Here verskaar aan my dat wanneer God jou geroep het, dan gaan hy jou oplig. Hy gaan jou hoër lig as wat al die ander om jou is. Want die gees van die Here sê dat toe hy onder die volk opstaan, het hy van sy kop af blootkind die volk uitgestaan. Met ander woorde, God het 'n verwagting dat jy sal uitreis en opstaan ver bo kan honderde en selfs duisende ander. Maar daar is 'n probleem. Dit is vir baie weke wat die Here met my oor Saul praat en met my oor Saul. Ek is met die Here in 'n debat oor Saul. Want God het hom geroep en nogtans val hy grootliks in sy roeping en hy sterf die dood van 'n selfmoordenaar as gevolg van vrees. En ek het vanmôre 'n klomp dinge wat ek kan sê en ek gaan nie daar, ek gaan dit probeer vaartbelyn hou. En die gees van die Here begin met my praat en hy sê vir my dat terwyl Samuel 'n opdrag van die Here die volk nader kry, begin die volk nader kom en God begin hulle elkeens begin hulle uitsif, begin hulle uitsorteer en later kom Benjamin op en die land geringste stam in Benjamin en die geringste familie in die geringste stam word in Matri aangewys en in Matri die swakste en die een met die grootste swakste selfbeeld Saul word uitgewys en nogtans wys God aan die volk, as ek jou geroep het, is my plan met jou dat jy sal uitstyg
met sy baggage nie. Daar was bakgoed van 'n swak selfbeeld. Daar was bakgoed van 'n vertwyfeling, hoe kan God my gebruik? Daar was bakgoed in hierdie man se lewe wat aanvanklik gelyk het asof hy dit oorwin het, maar elke male dan hoor ek die vraag dat die volk sê, hoe is dit moontlik? Is dit dieselfde Saul wat ons gister geken het? Is dit dan nou dieselfde Saul wat nou saam met manne profeteer en nogtans terwyl God hom al die geleenthede gee, is hierdie man besig om homself op 'n troon te bring? Is hy besig om hierdie sien die gevaar van 'n swak selfbeeld? Wanneer iemand my genoeg aanpoor, dan raak ek so oor selfvertroue dat ek na niks anders luister nie. En vandag noem hulle dit 'n wonderlike naam en hulle noem dit narcisme. En my God begin met my praat en hy sê vir my, ek wil hê jy moet vanmôre aan my gemeente sê, dat daar's een van twee, daar's twee maniere, daar's twee persone binne hoofstukke van mekaar wat die bakgoed op heel verskillende wyse hanteer. Daar's vanmôre 'n boodskap van die Here dat jy moet klaar kry om tussen jou baggage weg te kry. Pastoor, dit is eintlik 'n lelike woord. Wel, ek kan nie anders nie. Ek pak goed het nie die impak nie. En ek het 'n klomp sakke goed gehaal. En ek wil hê dat jy moet weet, daar stap 'n man by die pastorie verby, so etlike weke gelede. En hierdie man, ek het nie gedink dat dit is moontlik. Hy het 'n sak goed op sy rug, groter as die vleuelklavier. Hy dra dit, hy raak weg. Ek weet nie hoe hy sien en hoe hy loop nie. En hy is besig op pad daar na die Natalie se toe, seker daar met al die plastiek en die goed. En terwyl dat hy verbyloop, praat die Here met my. En hy sê vir my, dis my probleem met my kerk. Hoekom hulle nie kon hou nie, hoekom hulle nie kon staan nie, want hy sleep die bakgoed van gister met ons saam. Hy sleep die bakgoed van vernedering met ons saam. Hy sê, kry weg tussen dit. As verlang die Here maar net nie my raak sien nie. Maar God kyk nie met hierdie oog nie. Ek het van die Here, terwyl die Gees van die Here met my praat, en hy vir my sê, dat alhoewel Saul deur my geroep was, en hy geweier om met 'n swak selfbeeld af te reken. Hy geweier om God die eer te gee. Hy geweier om God se roeping te aanvaar. Hy geweier, en tog midde in dit sien ek dat hierdie man bereik tog hoogtes. Ek het met 'n skok besef dat Saul het ook sy hoogtes gehad. Midde in die feit, en die Amplified sê dit mooi. Ek wil dit net vir jou weer by die Amplified aanhaal. Hy sê vir my, behold, he has hidden himself among the baggage. Ek wil jy moet vanmôre weet dat van God. Ek weet sekerlik van elke skinderveldtog. Ek weet seker van elke vernyn. Ek weet sekerlik van elke omstandigheid wat daar sekerlik oor my lewe kom. Maar weet jy, ek dank God dat hy in hierdie week met my praat. Toe besef ek my behoud was dat ek soos Dawid opgetree het. Kan ek dit vanmôre vir jou lees? Dat hierdie man Saul, dit was vir hom nie waardig genoeg dat God hom roep nie. Hy dryf weg. Hy hoor die woord van die Here. Hy hoor die woord van die profeet. Hy erken dat dit 'n man van God is. En nogtans draai hy weg. En hy sterf 'n dood van 'n selfmoordenaar. Ek kan jou 'n week hou met dit. Vir dat jy moet vanmôre weet, en ek kom met my jong mense in die besonder praat, I don't care a bit wat hulle vir jou sê, jou kleur is verkeerd. My God het 'n verantwoordelikheid teenoor, of kan ek dit omdraai? Jy het 'n eis op God as sy kind om jou kop en skouers te laat uitstyg.
Maak nie saak hoe die omstandigheid lyk nie. Maak nie saak hoeveel keer die volwassenes vir jou sê, daar is nie 'n toekoms nie. Dan wil ek jou vanmôre sê, get rid of that baggage. Come out again between that baggage. Kom uit as die pad goed. God het 'n gedagte rondom jou en dat hy jou kop en skouers gaan oplig. Maar onthou, hy het jou opgelig om sy naam te eer en hy gaan jou gebruik. Ramashabandaya, ek kan jou saam met my loof. Sien die man, sê van die begin af, was Saul se pakgoed vir ons so van kardinale belang. Ek wil hê jy moet mooi luister, jy hoor, ek brei. En jy sal nie glo nie, ek brei al vir die afgelope 63 jaar of 64 jaar, want ek is een van die wonderbabas. Ek het die eerste woorde wat uitgekom het toe ek gebore is, was met ander woorde, ek het breiend uitgekom. En weet jy, ons was op skoolvlak geëtiketeer. Ons kom uit die kolonie uit die Karoo uit. Ons kom in die Transvaal. En onmiddellik reël hulle vir my spraakklasse. Want hulle sê dis 'n abnormale handeling om te brei. Dis verkeerd, so Erna weet. Hulle sien dit as 'n gebrek. En God besluit midde in al hierdie spottery, binne in al hierdie identifikasie van 'n spraakgebrek, kies God my uit en hy sê, jy gaan vir my die woord bedien. Maar weet jy, broeder en suster, ek sien hoe dat hierdie man tussen die pak goed bly. Hy is tussen sy baggage. En bly hy tussen sy kleinste geslag en die geringste. Hy bly by die onvermoë en die een wat glad nie vervuld is nie. Maar God sê, kyk hoe sien die volk jou. Kop en skouers, reis jy uit. En daarom wil ek jou vanmôre sê, ek ry klaar met die bagasie. Ek ry klaar met die pakgoed wat die vyand op jou lewe gepak het. Ek het my so 2 weke terug ernstig. Jong vrou skakel my, sy sê vir my, pastoor, ek wil net vir jou iets vra. Sy gaan nou by julle kerk besoek, maar julle kerk is bo gemiddeld. Ek sê nou, wie het vir jou so gesê? Sy sê, nie almal sê dit. Sy sê, en ek wil net hê met weet, pastoor, ek was nie eens baie suksesvol in Goudwes nie. En ek bly so bietjie stil, ek sê van dat ons mekaar baie mooi verstaan, vrou. As jy ooit in hierdie plek kom, en jy verwys met 'n negativiteit na Goudwes, dan wil ek jou vanmôre sê, dan gaan ek jou in die openbaar bestraf. Want my God, dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie. My God se reddingskrag het genoeg om jou uit te lig en jou reg bokant te sit. Ek wil hê jy moet vanmôre weet, wat was Saul se probleem? Hy kruip weg tussen sy bagasie. Hy kruip weg tussen sy baggage. Hy kruip weg tussen sy pakgoed. En nogtans haal die Here op tussen die pakgoed uit. En hy weier om van daardie ding afstand te doen. In die volgende hoofstuk lees ek van 'n jong seun. Sy naam is Dawid. Ek sien dat hierdie jong man, hy kry 'n opdrag. Hy weet die verantwoordelikheid, hy gee die vee af aan die bewaarder, die veewagter. En hy pak daai goed en hy gaan met sy esel vol pakkerasies. Hy gaan met sy esels, hy gaan, die Engels vertaal dit, hy sê, hy vat sy packages en daar gaan hy. Jy moet onthou, he was the most uninvited person in history. Hy was nie welkom. Kyle, hy was nie welkom om saam met die profeet en sy ouer broers aan die feesmaal te sit nie. Hy was nie welkom om eers gehaal te word nie. Hy was die ene wat agter die tafel by die deurkosyne en hy met sy voete waardeur die skaapnis gekom het en hy sy voete weggesteek. Maar sy vader sê vir hom, luister seun, jy gaan môre
slaap daai nag nie. Ek gaan môre geveg sien. Ek is nog nie jonk, hulle wil my nie daar hê nie. Ek wil hê jy moet vanmôre weet dat hy gaan met daai hele pakkerasie gaan hy gaan met al die baggage, hy gaan en waar die kant van die laar kom, en toe hoor hy die geskreeuw van die weermag, en hy gooi dit weg, en hy sê vir die wagter, oor sy bagasie, oor sy pakkerasie, oor sy baggage, jy kan na dit kyk, maar ek gaan die geveg sien, ek wil hê jy moet vanmôre weet, don't let your baggage keep you away from your battle, en as jy saam met my God beloof, doen dit. Miskien het Karel vanmôre profeties gepraat oor ek het geweet daar was wedstryde gister nie. En ek was so besig met God se wedstryd dat ek nie tyd gehad het om en al uitrusting wat ek sien is bloed. Bloed. En ek sien dat hierdie Dawid doen net tot groot verdriet, tot groot hartseer. Hy sê vir sy baggage keeper, hou my baggage. Jy het mos altyd iemand wat jou bagasie wil hou. Gee dit vir hom alles. Laat hy dit oppas. God is sending you to the front line for one of the biggest battles in Israel's history. En wanneer jy moet hoor vanmôre, laat hulle van jou sê wat hulle wil. Kyk maar vir my, los die babeltjies. Kyk vir my. En die gees van God sê vir my, ek het jou gekry tot hier. Die eerste roeping het gefaal, maar bring jou by jou tweede kans. En die tweede kans vat hierdie Dawid, en hy doen die regte ding. Hy vergeet vir 'n oomblik dat hy eintlik al gesalf 'n paar hoofstukke terug, of hy weet nog nie van die salwing wat kom nie, maar weet nie wat gebeur. Hy vat sy bagasie, hy vat sy baggage, waarmee hy na die linie toe gekom het, en hy gee dit af, en hy sê vir die baggage keeper, jy kan dit vashou, ek gaan nie nou terugkom nie, wat Dawid nie geweet het nie, wat Isai nie geweet het nie, wat sy broers nie geweet het nie, wat sy volk nie geweet het nie, en daar's 'n kampioen in wording, wat gestuur is met gebraaide koring, en die skywe kaas, en die brode, maar hulle weet nie, dit gaan nie oor die brood nie, dit gaan nie oor die kaas nie, dit gaan nie oor die gebraaide koring nie. It's all about Goliath. You cannot fight Goliath from the platform of baggage. Kom ek vir jou nou reg help, mens. Jy moet vandag voor die sonsak, moet jy voor God staan en sê, Here, ek verwerp die uitspraak dat daar's nie werk in Suid-Afrika nie, met die veragting wat dit bring. Ek wil hê jy moet mooi hoor. Jy moet vandag jou staanplek neem en sê, Here, ek stap uit my bagasie uit. Want jy sien, broeder en suster, verby, en ek gaan 'n paar van die goed opnoem, soos wat die gees van die Here dit vir my gegee het. Hy sê vir my net, konings dra nie bagasie nie. Konings dra swaarde, konings dra werkspiese, konings dra skuld, konings dra 'n helm, konings dra nie bagasie nie. You can't out of that. Kan ek jou vanmôre iets sê van God, toe die gees van die Here met my praat, ek vra verskoning, as dit miskien voel ek kom swaar deur, ek het al my krag nodig om dit binne te hou. Ek wil jou vanmôre iets sê, that I don't fear Goliath, I don't fear the armies of the Philistines, I fear the Lord God Almighty, en ek het 'n eis op hom. Hy sê, as ek my plakbak goed van die grond af kan optel, en van dit kan ontslaan raak, hy sê, dan gaan jy 'n koning word, weet jy na die Saul se sterwe, haal hulle hom nooit weer aan nie, maar Dawid is boek na boek, hoofstuk na hoofstuk, word hy aangehaal. Ek wil jy moet vanmôre weer kry klaar,
my 'n moeilike pad. Maar jy moet mooi luister. Jy sien, bagasie of baggage is 80% geweldig. Vir jy moet hoor. Die bagasie wat mense saam met hulle dra, is op hulle hoog maak 95% geweldig. Jy het seer gekry. Party se bagasie is 'n bruin koevert, so groot, met sulke gaatjies in, met al die ekstrale. Ek wou die Here vanmôre geloof, pastor, maar is my bruin koevert gesê een skewe trap, en die is in 'n rolstoel. Dan wil ek jou vanmôre sê, get away from that baggage. Ek wil jy moet mooi luister. Ekskuus, ek gaan nie die mense se naam noem nie, maar ek het een van die mees kosbaarste susters wat ooit in die gemeente gedien het. En is almal kosbaar, verstaan dit asseblief reg. En ek sal nooit vergeet nie, haar dogter kom saam met haar, ons is nog in die kerksaal, besig die tabernakel besig om gebou te word. En die dogter staan langs haar en sê, jy val in die krag sonder 'n klomp stories van Essie, daar's mos manne wat sê, as jy vooroor val jy in 'n profeetskap in, en as jy agteroor val jy terug in die wêreld in. Kom ek help jou reg, ek val as gevolg van die krag van God, nie as 'n vooropgestelde idee van een of ander ou wat nie weet wat God beplan het. En sien die vrou in die terwyl haar dogter langs haar staan, en sy drink dit is uit die put van die hel uit, tref die krag van die Rama, en dit was 'n statige vrou, en die krag van God tref haar, en sy slaat neer, reg langs haar eerste reaksie is haar hart bloedlingspan toe, sy val neer, en sy begin na God te roep. Daar dieselfde vrou, is in haar jare 'n entjie gestap, en sy stap in by 'n hospitaal, of by 'n radioloog, en hulle neem van haar ekstraal, en hulle kom terug, hulle sê, mevrou, ons het vir jou baie slegte nuus, maar sy verweer dit eers, sy stiek seker eers weg. En sy sê, hulle sê vir haar, dat een beweging, een skewe voet, en haar rug is af. Maar ons weet dit nie. Ons hoor dit eers na die Sondag aandiens, sy het hier voorgesit, so daar waar hulle self min of meer sit. En terwyl die gees van die Here werk, en die sangleier ingebid is, en die krag van die Here op hierdie vergadering kom, en hulle kom koordansend uit hulle sitplek uit, tref die krag van die Here haar, maar sy val reg agteroor, sonder dat iemand daar vang of iemand daar keer. En my God doen 'n werk in haar liggaam, maar ongelukkig was haar bagasie en 'n bruin koevert weggesteek. En sy sê vir my, pastoor, ek moet môre gaan vir die operasie. Ek sê vir my suster, ek pleit by jou in die naam van die Here. Ek en haar man kruip oor 'n bed, ons huil, ons soek die Here, saam met haar, sy kyk ons uitdrukkingloos aan, en sy wil haar bed lê vir meer as 11 jaar, en sy sterwe, 'n vrou wat die salwing gedra het, wat gekies het om te bly tussen die baggage van gister se uitsprake. Ek wil hê jy moet vanmôre weet, ek distansieer my, dat my volk gaan verloor, dat my kerk gaan verloor, dat die kerk gaan doodleek. Ek verwerk dit met die veragting wat dit verdien. Sien die jong David. Hallo, hoor, kan ek jou iets vra? Kan ek jou iets vra? Sal jy vir my die klankbekering, ek sê wel net, ek wil vra, is daar iemand in hierdie plek wat amen of halleluja sal skreeu so hard as wat jy dit ooit gedoen het? Net voor ek sal jou die teken gee, as ek so maak, dan sê ek, halleluja, ek sien David staan daar by die esels, en hy sê vir sy baggage keeper, hy sê, ek wil net vir jou sê,
Ek gaan net gou hierdie brood en kaas en vye. Nee, ons doen dit weer. Halleluja! En ek sien hy praat nie eens klaar nie, hy gooi dit weg en daar gaan hy. En die babykeeper sê, waar gaan jy? Hy sê, ek hoor hulle skreeu, ek hoor hulle roep uit, ek gaan dit nie mis nie. Dis geen oorlog wat ek nie mis nie. Dis geen geveg wat ek nie mis nie. Dis geen oorwinning wat ek nie gaan skip nie. Ek bly nie, ek kan die Here loof saam met my. Sal jy loof saam met my kant en paal? Terwyl jy die Here loof, die orgel is nie nou te speel, dit is nog nie klaar nie. Ek kom soos 'n Jeremia met 'n boodskap vanmorgen. Tel daai kennis van die grond af op, man. Tel het op. Gaan gooi dit daai een kant. Ek het gereed hoe my cabbage keeper. Dankie Here. Jy al gereed hoe ek 'n cabbage keeper. Ek stap na daai man toe, hy tel die bokse op. En moenie my verkeerd verstaan nie, hy doen 'n wonderlike werk. Hy doen immers iets. Maar in sy iets doen, het hy iets baie belangrik vergeet. En dit is badwater en seep. Terwyl hy met sy baggage loop, sakke. Ek voel so goed vir die jong man dat ek na hom toe wil stap. Voel ek wil hom sommer R10 gee, R20 of R50. Maar hy is so vasgevang in sy baggage dat hy my nie eens raak sien nie. Toes ek skielik bly, hy sien my nie raak nie, wat ook so 5 meter van hom afkom. Toes daar 'n reuk wat maak dat ek dit nie kan hou nie. En ek besluit my R50 dat ek hom wil gee is nie werd nie. En ek sien hierdie man is in elk geval so vasgevang in sy baggage dat hy my nie kan sien nie. En ek van hier vanmorgen kom ek na jou toe en ek weet wie weet David die meeste gekritiseer sy broers. En gesê, wat maak jy hier? Ek kom jou vanmorgen sê, wat maak ek hier? Ek kom vir jou sê, get rid of your baggage. God het 'n plan met jou. Moenie dat ouderdom jou bagasie word nie. Moenie dat 'n krankheid jou bagasie word nie. Moenie dat 'n omstandigheid jou bagasie word nie. God om geroep, toe was hy 'n kop hoër as die hele volk. En dit maak vir my sin. As dit na Deuteronomium 28 kyk, dan sê God, ek sal die kop maak. En nie die sterk. En God vat hom. En hy sê, ek wil vir jou sê vanmorgen, kind van God, ek is nie ongelukkig met my lengte nie. Ek het ook so 'n bietjie gaan navors. Ek sou kon doen met 6 dae langer. Maar nou ja, die Here het nie gedink ek moet 6 dae langer wees nie. Hy het my so gevat en sê, maar jy bly net so. Jy sorg net dat jy net so een mente bly, nie ook so nie. Wat ek vir jou gebruik. En weet jy wat doen die Gees van God? Hy sê, ek moet vanmorgen na kant en wil toe kom. En ek moet jou 'n vraag vra, kyk vir my, almal, ou en jong, kyk vir my. Losie babetjies, losie kinders, kyk vir my. God sê my jou vra, hoe lank gaan jy tussen die bagasie van onvergewensgesindheid? Hoe lank gaan jy tussen die bagasie van seer kry? Hoe gaan jy teen die langer tussen die bagasie van ek weet nou nie of ek kan sing, jy weet voor jou sien jy kan sing, maar ons moet jou ons nou eers smeek en pleit en dan terwyl ons jou smeek en pleit. Dit is net, waarom? Hoe wil jy dit doen? Why do you prefer the baggage type of life? Why God
was gereed met die grootste bakgoed van alles. Ek weet in 1997 terwyl ek bedien op Beulah Park, nadat ek alles gedoen het wat ek moes, 'n goeie Vrydag. Ek was om te bedien op goeie Vrydag. En ek kry 'n brief, skrywe. Pastor Stolz, jy sal die goeie Vrydagmôre bid doen. Ek sê ekskuus. Jy sal nie glo nie, ek was ook op 'n stadion met baggage oorlaai. Ek tel die telefoon op en ek bel die federale sekretaris. Ek sê van oom Pieter, hier is 'n fout. Hy sê, wat 'n fout? Hy sê, ek het 'n brief van hom gekry en hom sê ek moet preek goeie Vrydagmôre by die bid hier. Hy sê, staan hy daar? Ek sê, ja, hy sê, dan preek jy. Ek sê, oom Pieter, ek is die jonk in die bediening as ek kyk na die struktuur. Hy sê, is jou naam daar, ja of nee? Hy sê, ek praat nie met jou verder nie, sien jou goeie Vrydagmôre, 7:30 in die bidkamer. Maar jy sien die oomblik wanneer 'n prediker deur die Gees van God gedryf word, dan het hy grootmanskap. Dan kry hulle hom weer, dan sê hulle vir jou, hoeveel, waar het jy al hierdie gekry om jou kom cheer? Ek wil jy moet vanmôre weet, 'n God gaan manne en vroue oprig in die plek, en hy gaan jou losmaak van 'n pak goed omgewing. Hy gaan jou losmaak van 'n bagasie situasie. Hy gaan jou losmaak van baggage. Hy gaan jou uitroep agter dit. Hy kan ek jou vanmôre sê, jy klaar weggekruip. Ek is in al die goed. As jy vanmôre sê, my God, ek kan hier jou liggaam beswaarlik op sy voete kry. Ek kry hom op sy voete. Ek ken 'n God wat vanmôre sê. Word geconfronteer met as nie vir jou 'n toekoms nie. Dan wil ek voorbeeld vir jou in jou ook. En vir sê, I don't care about what the world says. Ek weet wat my God weet. Maar die probleem is, broer en suster, God moet die hele tyd teenoor jou bagasie, moet hy veg. Die hele tyd, hy roep jou agter dit uit. Hy sê, ek kan van een van my broers saam met my werk, of een van my jong seuns, hulle sal dit nog verstaan, sê word, dankie. My siekie kom sit vir my hier tussen hierdie goed, pak dit op jou skoot, sit dit op jou skoot. Weet jy wat doen die Here? Hulle vra die volk, julle wat sê? Die staan was in die bloedige son die hele dag. Hy sê die Here sê, hy sit daar tussen die pak goed, tussen sy baggage, sit hy. Jy hom gesien? Kom haal jou poetie uit tussen die goed. En vat hom dan nou oom Willie en oom Loukie en oom Severus toe. Lig hom op, ruk hom uit dan. Vat hom daar, gaan sit hom daar neer. Nou as jy nou net gesit, kan jy gaan sit. Dan staan jy op en gaan sit jy weer tussen dit. En ek dink die Here haal hom die tweede keer uit en hy sê vir hom, kom hier. Klim op die orgelstoel. Hy kan nie val nie, hy is jonger as ek. En God sê, so lyk die man en die vrou wat ek kies. Hoor mooi. Kry klaar. Met daai ou bietjie cabbage, verskoon die Engels. Ek vra vir my TV-kykers almal wat gaan kyk, verskoon dit, maar dit is die beste manier om dit te beskryf. My God sê, al haal ek jou tussen die bak goed uit, dan lig ek jou kop en skouers bo aan uit. Ek beplan aan opligting.
slag op en gaan gooi dit een kant neer. Nie daar by jou stoel nie, ons is te gewoond. As ek nou sê, kom ons sluit ons maar klaar, dan bid almal af, tel die Bybel op en stel uit. Nee, vat 'n pak sakgoed en gaan gooi om daar een kant. En God sê vir hom, so lyk dit. My so duplessis as ek, en dan kies. You will not stay in the midst of all your baggage. Ek kom maar af. Een jaar later sukkelt Samuel of Saul nog altijd. Hy kry die 'n vasdrap. En het was in daai tyd wat hy so sukkel om sy vasdrap te kry. Toe sê die Here vir Dawid, Dawid, my kind, van daai goed, jy gaan daar na die linie toe. Hy sê, nou gaan jy hoe dit met jou broers gaan. Ek wil jou sê, broers wil nie heen, of jy dit met hulle gaan. Hulle gaan jou uitdank. Wat sit jy nie? Wat het jy gekom om te sien? 'n feit. Kom ek sê jou, wat het ek gesien? Wat het ek gekom om te sien in jou lewe? 'n feit. En so saam met Dawid kom hy daar aan, kom hy met sy eseltjie aan. En saam met hom is 'n dienaar. Nou hier sit ek nou met 'n morele probleem. Ek wil iemand vra om nou saam met die jong Dawid te gaan. Maar ek sit met 'n probleem, want die verwysing daarna kom doorheen. Die wat daar is klaar iemand. Nou moet jy saam gaan sit nie as die diensknegt, dan moet jy gaan daar na die deur toe. En as hy daar by die deur kom met u amen spreek nog nooit in jou lewe nie, dan gooi jy dit weg, klein Dawid. En jy sê vir jou diensknegt, kyk jy maar na my baggage. Dan hardloop jy ook as 'n kind. Wat maak jy? Wie het daai skape afgegee in die veld? Nou wat maak jy hier? Moes jy nie daar gewees het nie? Nee? Maar nee, hy is mos net goed vir brood, vye en kaas. Is mos al waarvoor die kerk goed is. Geef vir my 'n kospakkie. Amen. Al waarvoor die kerk goed is, bring vir my 'n kospakkie. En dan wil ek nog besluit oor hoe hy moet lyk. Ek eet nie bully van bypens nie, dan jy nie honger nie. Maar so hier is 'n kleiner kerkie as julle wat kospakkies hy gaan kyk hoe gaan dit daar. Ons gee ook ons uit, maar ons het verkies om weg te doen met die kospakkies en eerder die kruideniers-ware te gee. Ek wil hê jy moet vanmôre weet. En my God sê vanmôre vir altyd wil. As jy vanmôre in jou gees besluit, nie in jou verstand nie, in jou gees. Ek is klaar met 'n baggage lewe. Dan storm jy uit jou bank uit. Jy hardloop. En jy sê vanmôre, as ek klaar met dit.
wil staan en bly. Dopeer my met die Heilige Gees. 3 dae kan ek nie skool toe gaan nie. Want as jy met my praat ek in tale. En daai tyd word ek siek. Het was in daai jaar, Februarie net nadat die skool oopgemaak het, word ek siek. En ek kry met die koors en die ergste graad wat jy dit kan kry. Maar ek het nie geweet, God het 'n plan met my nie. Ek sal nooit vergeet nie. Ek kan nie skool toe gaan nie, ek kan nie loop nie. Is te seer. My bene spyt my. As ek op die bed lê, kan hulle in die bed staan nie. Ek weet nie wie van die ken reumatiek was nie. Maar ek het 'n sussie wat daar hoor en dis 'n sonnige skool in Pretoria. My pa was sendeling onder die kleerlinge saam met ons diekens en die kleerlinge het 'n ander terminologie wat hulle gebruik, praat van Thomas Satan en al daai goed, as jy kleerlinge ken, sal nie weet, dit is nogal 'n fees om saam met hulle kerk te hou. Glo my. En al wat sy opgetel het, toe sy net so by die 7 jaar oud en sy tel net die woord op Thomas Satan. Op daardie stadium begin ek knoppe kry op my lyf. Dr. Cuman sê vir my ma, Mrs. Dawes, I've got very bad news for you. It will not help to take it out. It will just appear on another place. My ma kan gitaar speel. Nou wanneer die kinders van die huis kom en lê daar in die kamer. Lang verlof. Ek kan my eksamen skryf in die bed. Onderwyseres kom sit daar by my, dan skryf ek my eksamen. Of ek sê net vra, want ek kan nie pen vashou nie. En die middag spesifiek kom my ma sê, vat ek het daar en ons sing koortjies, so daar in die kamer. Dis jammer, my broer is nie vermoe hier nie, hy kan getuig van dit. En die volgende oomblik hoor my ma, hy lag. En sy maak haar oor oop en sy loer so. En sy is besluit by haarself, as hy vandag onder hierdie huisgodsdienst gelag, dan sy my pak van haar lewe gee. Die ou mense was anders. En het respect vir God se goed gehad. En toe sy haar ander oor sy opnam, te kyk waarna kyk hulle toe het Erika my aan my kop heet en al wat sy skreeuw is Thomas Satan. Maar sy spring so hoog en die volgende oomblik toe sy die tweede keer skreeu, Thomas Satan. Toe tref die krag van God my van die hare van my hoof tot by my voete uit en onmiddellik weet ek is gesond. Hoeveel ek dit voor my kon kry, staan het langs die bed, my oor is net so groot, ek het my beide weste geskrik. En al wat ek dadelijk weet, ons het my pa vir die spoorweg gewerk, maar ek weet nie of julle die spoorweg dokters ken, julle het net 2 pille geken, penicillin en pynpille, is al. Sulke kartoesies, sulke groot breinsakke, waarmee ons die sierlekkertjies gekry op die spoorweg van kan. Vol is genoeg vir 'n jaar, en elke maand kry jy 'n vol pak. En al wat ek weet, ek is net so standaard 3, ek weet net, ek moet van die goed ontslaag, ek weet dit nie. My ma dink ek het van my verstand afgeraak. Sy het al opspring om te keer, dus ek by die deur uit met my kartoese pille. En sy skree, hardloop keer om. Maar ek het laatst nog gesê, ek is op op toe doen. En ek vat nie 'n ou wat gereed is vir 'n fight nie. Ek staan met brein buitekant, eerste wat ek kan kry, ek sit om nie, dieselfde tyd af te kry, van spoorwegtyd af te kry, ek steek sy in die sak en ek keer uit pille, ons sê vir my, hulle gaan ons, ek sê dit maak nie saak nie, die Here het my nou net gesond gemaak.
maak my volmaak gesond. Ek wil nie moet hoor wat sê ek vir jou vanmorgen. Kry klaar met jou baggage leer ek het van God. Weet jy my baggage? Krap het man as jy asblikke vir hulle een plastic bottle. En ek moet nie my gaan verkeerd aanhaal nie, broer, soos dit my manne doen, wonderlijke werk vir ons dood. Ek dank die, soos wat ek die Here elke morgen dank vir die taxi. Want ek wil jou vanmorgen sê, is van hulle 17 partij 58, maar as van hulle 17 of 15 in het, ja gedink as 15 nog extra kar op jou paie is. Ek dink ons moet net begin die groter prentjie van Godse genade sien. En ek wil jy met vanmorgen weet, my God sê ek bring Kaltenwil vanmorgen by jou kruispad. Nee, ek bring jou by jou deelansluiting. Jy gaan aan met die baggage lewe, of jy gaan aan sonder die baggage. Jy gaan reaksie kry oor die woord van die Here. Voor die week, met Dinsdag aan 5 uur gemaak het, gaan jy reaksie kry. Ek het net gesien hoe kan 2 manne beklei oor hulle empty. As hy eerste by die empty was. En God sê, die empty beteken vir jou niks meer nie. Jy gaan hom vanmorgen een kant gooi. En as jy vanmorgen sê, it's finishing time, I'm finishing up. Pastoor, eindelijk was dit 'n baie lelike boodskap. Dit hang net af van jou vat. Ek sê dit. Ek het gaan kyk wat sê die Afrikaanse, die HAT woordeboek van pakgoed. Behalve dat dit baggage is dit ook 'n materiaal wat jy gebruik om breekbare goedjies versigtig in te pak. Maar in die Engels is pakgoed een ding. Baggage. Of, as jy verder gaan, is dit 'n ander naam. Waar my God sê vanmorgen, te veel van ons het ons bagasie, waarmee ons kom vir jare, so versigtig toegemaak in bubbelplastic. En ek wil vanmorgen 'n openlike belydenis doen. As ek bubbelplastic in my hande kry soos 'n klein seentjie, al wat ek van in my druk om. En dan gaan ek stadig en sit ek op die vloer en spring ek op hom. En God sê vanmorgen vir my, moet vir Kaltenwil sê, tel jou pakgoed vanmorgen van die grond af. Get rid of it. Van daar wacht vir jou 'n oorwinning. Kan ek vra dat jy by iemand gaan inhak? For thus says the Lord, behold, I will sing out the inhabitants of the land at this time, and will bring distress on them, that they may feel it and find it to be as I have said, and turn to me. Woe is me because of my hurt, says Jeremiah, speaking of the nation. My wound is grievous and incurable, but I say, surely the sins and suffering and grief of mine, and I must endure, tolerate and bear them. As jy daar waar jy sê, I must tolerate it, dan wil ek jou vanmorgen sê, ek kom vanmorgen, na jou toe met die boodskap, en ek is so opgewonde, ek wil kring om jou hart toe vanmorgen. My God sê, gooi weg die bagasie, gooi weg die bakmateriaal, gooi weg die goede kry klaar, moet nie dat jou maak nie, jy Goddienstdoers gelig vanmorgen, as jy dit vat vanmorgen, dan vraag net as voorbeeld, een man wat geloof het, staan op 'n stoel, een vrou wat geloof het voor God, klim op 'n stoel, sê vir jou man of jou broer, en daar sê jy man, as jy wil opklim, sê Here, ek aanvaar vanmorgen die einde, I won't tolerate my baggage anymore, I will not tolerate my baggage anymore, it's not mine anymore, it's not mine anymore. As jy vanmorgen sê, die stoel is te hoog, en klim hier op, maar vanmorgen sê jy, ek sal dit nie verder verdra nie. I will not tolerate it. I
I must endure it, I will not endure it any longer. Ek kan ek jou vanmorgen sê, kind van God, as jy kan hoor, klim hoor, ek wil hê jy moet hoor vanmorgen. Ek ken 'n God in die dag wat vanmorgen sê, en dat die oomblik het aangebreek, die tyd is hier, en van jou oorwinning, en wat jy moet vanmorgen sê, I will not tolerate it anymore, I will not tolerate it any longer. Bring vir my een van die sakke asjeblief, bring vir my een van die sakke, ek wil hê jy moet vanmorgen hoor, I will not tolerate this baggage anymore, I will not tolerate it, it's no longer mine, this is not my stuff anymore, en in die naam van die Here, gooi ek dit weg, dit behoort om die ashope, en ek behoort om die trone van God se heerlikheid, kan jy beloof saam met my? Steek jou handen saam met my
bondage of yesterday don't belong to you anymore. Will you raise your hands with me, please? In the name of Jesus. In die naam van Jesus. Ek wil nog vir die Here saam met my saam bid, waar hy staan sit of lê. En die hande opsteek vir die Here. Ek het geen leiding om die diens nou dadelik te stop nie. Maar as jy vanmorgen sê, ek het te veel pakgoed saam met my. As daar iets gebeur, kan ek saam praat. As iets doen, dan kan ek iets sê. Dis hier daar. Daar is niemand wat iets kan sê, of ek kan nie 20 gedrag sê. Hoe weet ek het of dit? Vaders, kom nie na my toe. Ek voel God maak sommer jou hele dienste gesond. As jy iemand op en sê vir die Here, Here, ek dank U dat U my raak gesien het, wat U vir my is, en wat ek vir U is, en nie wat ek dink ek is nie. En in die naam van Jesus, 'n volmaakte werk, Here, in haar gees, in haar liggaam, in haar denke. Is daar nog iemand voor ek klaar maak? Bagasie die bakgoed weg is, ja, het ek skielik vrede van elke ding, Here. In my swart sak herinner my aan iets, en in die naam van Jesus beveel ek 'n oorwinning soos wat U dit gesê het. Here, ons stel dit op om dit weg te gooi. Ons stel dit nie op om dit verder te dra nie. En in die krag van die Here, dank ek U vir die oorwinning, Here. Ander opsprake, ander uitsprake. Maar ek gaan my gevegte sien. En in die naam van Jesus, los my hande, dit in Jesus naam. Father, in the name of Jesus, all the baggage, Holy Spirit, in Jesus naam, steek jou hande saam met my opkind van die Here. Vader, die enigste oorwinnende tree vorentoe is die omdraai dat my hande diens pakgoed los. En in Jesus naam, doen dit vir hom in Jesus naam. En die krag van God, los dit in Jesus naam. Al wat ek het om vir jou te sê, Sydney, God is waarom meet jy jou teen ander, terwyl God jou kop en skouers bokant die vol van het staan. Salva Here met die salving van U haar doordeel het. Here, sy meet haar teen U voort. Laat U salving, Here, het die vrou vanmorgen in 'n ander vlak bring. Here, my vrou staan nie in my skaduwee nie. Sy staan nie eers in haar eie skaduwee nie. Sy staan in die lig van God en dit gee haar 'n skaduwee. Nou in Jesus naam. Steek die hande saam. In die naam van Jesus, Here, die krag van God, die krag van die Here, die krag van die Here vir 'n volmaakte werk, 'n deurbraakwerk, Here, in die krag van God. En U loof die Here saam met my. Terwyl jy so afstap, stop net jou oop by iemand en sê vir hom.
elke selfverwyd kom. Here, daar is seker niks in die lewe so selfverwyd nie. Verwyd oor wat ek voel ek moes en ek nie moes nie. Maar Here, U het laag gebuk en ag, tussen die pakgoed en die sou uitgehaal. Vanmorgen, Here, vra ek nie 'n pad soos Saul nie, maar vra ek 'n opligting soos Saul. En Dawid, laat U krag, Here, vanmorgen weer opvloei. Laat die salwing van God op hom rus. Dit is my gebed in Jesus naam. As ek my koortjie sou beskryf, sou ek geskryf het. Bring all your baggage to the altar. Bring all the stuff to the Lord. He is so willing and able to help you. Bring all your baggage to Him. Voorsanger, sal jy dit vir my net 1 of 2 keer sing? Bring all your baggage to Jesus. Ek vra vanmôre dat jy jou kommer en dat jy jou sorge na die Here toe bring. Weet vanmôre dat ek bewus is van elke las wat jy dra. Weet dit dat dit ek is wat jou geformeer het en dat dit ek is dat wat weet dat jy maar net van stof is. Maar weet dit vanmôre dat ek in staat is, sê die Here, om voor jou uit te trek en die geveglinies voor jou te laat vlug. Ek is die Here jou God. Ek is die een wat roep en ek is die een wat stuur. Wanneer ek dan roep, dan seën ek. En wanneer ek stuur, dan doen ek aan my krag. So salf ek jou dan vanmôre, sê die Here, met my gees, sodat waar jy sal beweeg van hierdie dag af, dat jy sal weet dat dit ek, die Here is, wat jou gestuur het. En ek sê jou die sekerheid gee, sê die Here, dat ek met jou is, deur wonders en tekens te doen, spreek die Here. Sal die Here saam met my loop nie opheffing van hande. Ek sê, sal my broers nie laat begin.
na die vegterrein toe daar aankom, vra hy sy broers na die veld staan. En terwyl hy met hulle spreek, maak Goliat die grootste fout van sy lewe. Kom daar juist die baasvegter Goliat is sy naam, die Filistyne gaan uit die slagbandes van die Filistyne en spreek daar dieselfde woorde sodat Dawid dit hoor. En die manne van Israel sê, het julle die man gesien wat daar opkom? Want hy kom op om Israel uit te daag en in sy slagbandes. Ek staan vanmorgen voor Kaltenbal BPK. Ek staan voor elkeen wat na hierdie mens gaan luister tot die internet. En ek wil dit vir jou sê dat jy jou bakgoed afgegee sodat jy Goliat kan verslaan. En die gebed van my hart, die Here, die gaan seën vanaand 6:30, 'n onbeskryflike tyd in die hand van die Here. Let's just all sing it together in the presence of Jehovah.